Welkom. Vandag duik ons in 'n mediese raaisel wat veral jong, gesonde mense onkant kan vang. Ons kyk na die geval van die skielik geswelde arm. Goed, kom ons spring dadelik weg met die sentrale vraag. Stel jou dit 'n bietjie voor. 'n Topatleet in die vleuer van hulle lewe en oornag word hulle arm skielik geswel, pynlik en blou. Hoekom? Dis presies die raaisel wat ons vandag gaan probeer ontrafel. En is nie net een of ander abstrakte mediese toestand nie, né? Ons praat van regte mense. Mense wie se hele lewe, hulle passie, hulle loopbaan afhanklik is van hulle liggame. En die ironie is nogal iets, dat die einste herhalende bewegings wat hulle so goed maak in hul sport, dalk net die sneller kan wees vir hierdie skrikwekkende storie. So, ons begin by die begin, by die dramatiese en skielike aanvang van die hele probleem. Hier is die eerste leidrade wat opduik. Die swelling is skielik en as jy daarop druk, los dit nie 'n duikie nie. Dis 'n teken dat vloeistof vinnig opbou. En daai blouerige kleur? Wel, dis 'n groot rooi vlag. Dit sê vir ons dat die suurstofarme bloed nie kan wegkom nie. En daardie are wat so duidelik op die bors wys, dis soos die liggaam wat 'n spiraat probeer om ompaaie te bou, want die hoofweg uit die arm is heeltemal geblokkeer. En hier is die naam van ons skuldige, venese thorakale uitlaatsindroom, of VETOS. Die bynaam inspanningstrombus sê eintlik alles, nê? Dis 'n bloedklont wat veroorsaak word deur inspanning. Deur presies daardie bewegings wat atlete en werkers elke liewe dag doen. Dis nie 'n siekte omdat jy ongesond is nie. Dis 'n siekte omdat jy aktief is. Om die hele ding te verstaan, moet ons die misdaadtoneel 'n bietjie van nader bekyk. Daardie spesifieke stukkie anatomie waar die hele probleem begin. So, hier is die hart van ons raaisel, 'n klein nou gangetjie by die skouer wat ons die thorakale uitlaat noem. Dit lyk dalk na niks, maar is hier waar are, senuwees en slagare almal moet deurpas. Dis basies 'n natuurlike bottelnek in jou liggaam. Ja, dink daaraan soos spitsverkeer in 'n baie nou straatjie. Dis 'n ongelooflike besige area waar bene, spiere en ligamente almal beklei vir dieselfde klein bietjie spasie. Daar's net nie baie plek om te manoeuvreer nie. En daardie verkeersknoop analogie is perfek. Die aar is die N1 hoofweg wat al die bloed uit die arm moet karwei. Wanneer daardie tonnel, die thorakale uitlaat, vernou, kry jy 'n massiewe verkeersopeenhoping. Die bloed sit vas en dit het absoluut nêrens omheen te gaan nie. Dis ook belangrik om te weet dat daar twee hoofweergawe hiervan is. Primêre VTOS, waaroor ons vandag praat, is wanneer jou eie liggaam die lokval skep. Sekondêre VTOS is wanneer 'n mediese toestel, soos 'n kateter of iets, die probleem veroorsaak. Maar ons fokus vandag op daardie eerste groep, die jong, gesonde en aktiewe mense. Goed, kom ons kyk hoe die ondersoek verder ontvou. Hoe vind dokters presies uit wat aangaan? Hierdie syfer, wow, 32. Dis nogal iets om oor te dink. Dis nie 'n toestand wat jy by bejaardes verwag nie. Dit tref mense reg in die vleur van hulle lewe, wanneer hulle op hul sterkste en mees aktiewe is. So, die diagnose volg 'n baie duidelike spoor. Dit begin met die blote oog, 'n fisiese ondersoek vir daardie ooglopende leidrade, dan 'n ultraglank om so 'n vinnige kykie onder die oppervlak te kry. Maar die ware deurbraak, die smoking gun as jy wil, is die fenogram. Dis die forensiese toets wat 'n presiese padkaart van die aardteken en sonder enige twyfel wys waar die padblokkade is, veral wanneer die arm opgelig word en daardie lokval toeslaan. So, die skuldige is geïdentifiseer. Wat nou? Dit is tyd vir die ingryping. Kom ons kyk na die moderne multistap-proses om hierdie probleem op te los. Nou hierdie is 'n ongelooflike belangrike punt. Jy kan nie net die probleem oopstit met 'n stent nie. Hoekom nie? Wel, om 'n stent in 'n are te plaas wat nog steeds van buite af plat gedruk word, is soos om 'n tonnel te probeer oophou terwyl die berg nog steeds besig is om daarop in te stort. Die stent gaan eenvoudig breek. Jy moet eers die berg, daardie anatomiese samepersing uit die pad kry. Die moderne benadering is dus 'n baie elegante 3-stap proses. Stap 1: los die verkeersknop op. Hulle gebruik medikasie om die bloedklont direk aan te val en op te los. Stap 2: en dis die deurslaggewende een, verwyder die lokval. Dis waar die chirurge die bron van die samespersing, gewoonlik die eerste rib, verwyder om permanent spasie te maak. En dan stap 3, bevestig dat die pad oop is. Hulle gaan terug met 'n laaste fenogram om doodseker te maak, daardie hoofweg is nou heeltemal skoon. En dit som die hele filosofie perfek op. Die doel is tweeledig. Maak eers die pad skoon en verwyder dan die struktuur wat die pad in die eerste plek geblokkeer het. Jy maak nie net die gemors skoon nie, jy sorg dat dit nooit
ooit weer kan gebeur nie. Laastens, kom ons by die nadraai. Wat is die uitkoms van hierdie hele saak? Kom ons kyk na die resultate en die pad na herstel. En die resultate? Wel, hulle spreek nogal van self. Kyk net 'n bietjie na hierdie syfers. Dis werklik indrukwekkend. Ons sien hier verskeie studies waar pasiënte vir jare gevolg is met sukseskoerse wat wissel van 94% tot 'n perfekte 100%. Dis die bewys. As jy nie net die simptoom behandel nie, maar die oorsaak self verwyder, dan kry jy 'n blywende oplossing. Maar die werk is nog nie heeltemal klaar na die operasie nie. Veral vir atlete wat wil terugkeer na ons sport, is gespesialiseerde fisioterapie absoluut kritiek. Dit gaan daaroor om beweging te herstel, die regte spiere te versterk en om seker te maak littekenweefsel veroorsaak nie nuwe probleme nie. 'n Stadige, geduldige herstel is hier die sleutel tot sukses. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Hierdie hele komplekse mediese drama, van die blou arm tot die hoë tegnologie chirurgie, kom alles neer op net 'n paar millimeter se stampvol spasie in die skouer. Dis 'n fascinerende herinnering aan hoe ongelooflik ingewikkeld en tog hoe delikaat die menslike liggaam regtig is.